Ek het U nodig, Heer, U is my hoop, my Heer, U is my gebed. Ek het U nodig, Heer, U is my hoop, my Heer, U is my gebed. Ek lig my hoop na die berge, waarvandaan my hoop. My hoop kom van U, Hemelvader, U is die Skepper God. Ek het U nodig, Heer, U is my hoop, my Heer, U is my gebed. Ek wag nog op U, Heer, kom en vul my nou met liefde en heilig. Ek lig my hoop na die berge, waarvandaan my hoop. My hoop kom van U, Hemelvader, U is die Skepper God. Ek het U nodig, Heer, U is my hoop, my Heer, U is my gebed. Ek wag nog op U, Heer, kom en vul my nou met liefde en heilig. Ek lig my hoop na die berge, my hoop kom van die Heer. Broers en susters, baie welkom by ons huiskerke by mekaar. Vandag is vir ons 'n wonderlike geleentheid as huiskerke saam, want ons kom vandag om te smaak en te proe en te sien dat die Here eerstens goed is en daarna ook sommer net saam fellowship te hê en saam te eet. Maar kom ek bid vir ons en dan is dit sommer net 'n seënbede. Ons vra sommer vir die Here om ons samekoms te seën en ook ons fellowship geleentheid vandag. Kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader, aan U kom toe al die lof en eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. U is heerlik, U is lieflik,
U is triomfantlik. U is waardig, U is die Alfa en die Omega, U is die enigste weg, waarheid en lewe. U is die goeie herder wat ons met stok en staf lei. U behoed ons, U bewaar ons, U beskerm ons, U lei ons, U genees ons, U beveilig ons. U is ons beskerming, ons skild, ons rotsvesting, ons redder, ons verlosser. U is die deurbraak, U is die vegter, U is die krygsman wat red. U is God. En aan U kom toe al die lof en eer en heerlikheid. Vandag is vir ons 'n feestelike geleentheid. Eerstens, omdat ons in wedergeboorte aan Jesus Christus behoort en daarom met vrymoedigheid na U troon toe kan kom vandag. En vandag kom staan ons voor U as huiskerke, as broeders en susters in die Here, losgekoop deur die bloed van die lam, geken voor die grondlegging van hierdie wêreld. Dis vir hom wat ons lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis aan hom wat ons vashou met ons hele lewe, omdat in hom en deur hom bestaan alles, en kom alle lof en heerlikheid U toe, Vader. Daarom vergader ons vandag voor U troon, as 'n geloofsgemeenskap. Ons is nou saam in groot huiskerkgroepe, Here. Ons gaan vandag lekker eet. Ons gaan saam fellowship, ons gaan saam sing, ons gaan saam bid, ons gaan saam lag. Miskien gaan ons saam huil, maar ons gaan U eer, want die lewe sonder U beteken niks, want in U is lewe en in U is oorvloed. U is lewe en U is lig vir ons gemeente. Daarom vra ek, Here, dat U vir ons sal seën in ons saamwees en dat dit vir ons kosbaar sal wees om nie nou net te wil huis toe hardloop so gou as wat ons kan nie, maar om tyd te maak om met ons medebroers en susters die lieflikhede van die Here te besing, besin en te oordink. Ons loof U, ons prys U, ons bid al hierdie dinge, U wat lofwaardig is. Heilige Gees, U is welkom, Gees van waarheid. Ons bid al hierdie dinge in die lieflike naam van Christus Jesus, ons Here en Verlosser. Amen. Dis vir my sommer so lekker om net te weet dat ons almal vandag saam is en hopelik moeite gedoen het om saam te kan wees en dat dit vir ons 'n prioriteit is. Julle moet sommer so bietjie nou in die vertrek rondkyk en kyk wie sit langs jou, wie is daar wat jy nie ken nie, sodat ons nie altyd in die gemeente net gesels met die wat ons ken nie. Die rede van hierdie samekoms is veeldoelig. Die doel is om saam te kan kom en mekaar in die oë te kan kyk en te sê, ons trek aan dieselfde tou, ons het dieselfde verlange, ons het dieselfde roeping tot heiligmaking. Dat ons dit saam sal geniet en sal beleef, maar dat ons ook saam brood sal breek en fellowship sal hê en op so intieme, gemaklike manier ook mekaar beter leer ken, dalk by mekaar begin belangstel en vra, wat is dit wat vertel my jou storie? Vertel my hoe jy in hierdie gemeente gekom het. Dis dalk 'n goeie ding. Ja, vertel my hoe het jy hier gekom in hierdie fellowship? Vertel my jou storie. Wat beleef jy nie van die gemeente nie? Wat beleef jy in jou verbintenis met Christus? Hoe is Jesus vir jou lieflik? Hoe is die openbaring van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees vir jou lieflik in ons gemeente? Die bedoeling is nou nie hier dat ons die gemeente sal opblaas en sal verhef en sulke dinge sal doen nie. Geen mense moet hier die eer kry nie. Die behoefte en die verlange hier is dat jy sal sê hoe lieflik Jesus vir jou is en hoe hy vir jou oopgebreek is. Vertel 'n bietjie julle stories vir mekaar vandag wanneer julle nou gaan saam fellowship en eet. Maar ons het hierdie ding het gebore, Annemarie het na ons toe gekom en gesê, sy het hierdie verlange en ons het gesê, ja, ons ook en ons almal het koppe by mekaar gesit en dis waar vandag gebore is. En ons verlange is dat hierdie ding sal aanhou groei meer gereeld, op meer gereelde basis deur die jaar en dat ons groepe so gaan mix met mekaar en meng. Elke keer gaan ons so chop and change, nee, dat ons 'n bietjie die mense van ons gemeente leer ken. So moenie hierdie geleenthede mis nie. Maar ons teks en ons verlange toe ons hieroor gebid het en toe hierdie ding op die tafel beland het, was Psalm 34. Nou vers 8 en 9 was vir my en ons huis nog altyd kosbaar in ons lewens.
So ek lees dit vir jou. Die skrif sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Dis vers 8. Vers 9 sê, smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by die Here skuil, wat by hom skuil. Nou hierdie vers begin en ek gaan nie 'n lang preek hier, julle kan my time, ek wil amper sê ek sluit af. Hierdie ding begin kortliks en sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Nou die engel van die Here kan hier wees 'n spesifieke boodskapper of 'n spesifieke created being van God wat gekom het, of dit kan wees uiteindelik die verbondsengel wat natuurlik wat ons weet dat Jesus Christus baie keer geïdentifiseer kan word as die engel van die Here. Maar die punt hier wat ons duidelik moet maak is dat hierdie engel van die Here kom van God met 'n doel. En die doel wanneer hy kom is, hy kom op God se bevel en dis deurslaggewend. Want wanneer die engel van die Here, of dit nou 'n gebore engel is, 'n created being, en of dit Christus is, wat vir ons effens nog onduidelik in die teks is, maar ek sal 'n konklusie maak in die einde, kom op God se bevel. En wanneer hy kom hy om primêr God se wil aan die mensdom te kommunikeer. Maar hy kom nie net om God se wil te kommunikeer nie, hy kom om God se opdragte uit te voer, om 'n diensknegt te wees in God se opdragte, en hy kom ook uiteindelik, soos wat die teks vir ons sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, is dat die engel kom om God se kinders, sy seuns en sy dogters, deur aanneming heen, wat ons so tydjie terug in Efesiërs 1 gesien het, te kom red en te bevry en te beskerm. Nou wat so kosbaar is, wanneer ons dalk hier te doen het met created beings, geskape engele, is dit vir ons ook nie teenstrydig in die woord hier nie, want Hebreërs leer ons in Hebreërs 1 vers 14, dat engele, as dit die geval sou wees, en die bedoeling sou wees, juis in opdrag van God se bevel kom. Die skrif sê, is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word te wille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Nou, ironies genoeg, as dit skepende engele is wat God geskape het, doen hulle dit. As dit die engel van die verbond, Jesus Christus is, wat nie geskape is nie, maar bestaan van ewigheid af, sonder begin en sonder einde, is dit presies dieselfde waarheid dat hy gekom het om in bevel van God dienend sy lewe te kom neerlê en jou te bevry en te beskerm en God se wil te kommunikeer en uiteindelik ook vir ons die opdragte van God deur te breek sodat ons lewens voor hom kan neerlê. Die skrif sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Laat ek net vinnig iets daaroor sê. Die laar is so pragtige ding. Dis nie bloedrivier waarmee ons hier te doen het nie. Wat hier te doen is letterlik sê die Hebreëse teks, die engel van die Here pitch a tent. Dis om laar te trek. En ek dink die idee wat die skrif hier vir ons oopbreek is, die engel van die Here beskerm God se seuns en sy dogters, sy kinders, soos 'n goeie weermag hulle land sal beskerm. Dis so ongelooflik kosbaar en kragtig, dat wanneer God op sy bevel die engel van die Here stuur, dan kom hy en beskerm hy die seuns en dogters van God in verbondsrealiteit beter as wat die beste weermag in die wêreld hulle land kan beskerm. En die manier hoe hy dit beskerm is dat die skrif sê hy trek 'n laar rondom, hy pitch a tent. En die diepste verstaan van hierdie waarheid, broer en suster, is dat dit beteken hy is so naby aan ons en ons lewensomstandighede, dat hy juis 'n tent opslaan daar in ons bestaan. Daar waar die tyre die teer tref, daar waar ons die krisisse beleef en die spanning en die kele wat toetrek en die sweet wat van ons voorkop afdruk en die spanning oor ons gesondheid, oor die toekoms van ons land, en nou kan ons enigiets opnoem, ons genesing, ons gesondheid, ons finansies, ons hoop, ons toekoms, alles, daar in ons omstandighede kom pitch hy sy tent, kom tabernakel hy as te ware, kom hy in ons midde, daar by ons, juis om nie ver verwyderd, ver weg te sit van ons nie, maar naby ons te wees. Die skrif vra natuurlik in die vers, vir wie doen hy dit? Dan sê die Bybel baie duidelik, vir die wat hom
vrees, vir die wat 'n onsag het vir God, vir die wat met respek kom en hom erken in sy karakter en 'n vertroue en 'n lewensneerlegging voor God as Vader. En dan sê die skrif, dan red hy hulle uit. Miskien wil jy vra, uit wat red hy ons? Uit wat red hy ons? Het ons regtig redding nodig? Kan ons nie onsself red of onsself bevry nie? Nou ja, in ons gemeente het ons al duidelik daai vraag geantwoord oor en oor en oor. Waaruit hy ons red is uit die gevaar van hierdie lewe. En daardie gevaar is nie 'n politieke party of enige iets anderste nie. Dis die aanslag teen ons lewe. Dis die lewensbedreigende dinge in ons lewe. Dis om ons te red uit die hand van ons vyande, oor die aanslag wat op ons lewe is. Nou weet jy wat die skrif sê op 'n stadium, vrees hom eerder vrees nie hom wat hier in hierdie wêreld is soos 'n brullende leeu nie, maar vrees eerder vir God. So die bedoeling is hier, dit waarvan ons gered moet word, is van die aanslag van die bose, van sonde, van dood, van 'n lewe wat so op sy eie self probeer hardloop, weg van God die Vader, sy Seun en die Gees af, is selfs, soos die mense sê, 'n selfstandige, goeie, slim lewe waar ek my eie planne kan bedink en beraam. Nou daai dinge is eintlik ons vyande. Die self is eintlik 'n vyand teen ons, en wat die skrif sê, hy red ons uit enige aanslag van sonde, dood en selfbelange. Hy red ons uit lewensbedreiging van die Satan en sy aanslag op ons lewe. Hy red ons uit die hand van vyande, hy red ons uit die hand van siektes. Hy red ons uit so baie dinge. Hy red ons uit die aanslag wat op ons lewens kom. Hy red ons daaruit. En baie kere beteken dit nie dat ons nie daai dinge in ons lewens gaan ervaar of beleef, of dat dit in ons lewens gaan teenwoordig wees nie, maar hy red ons so uit hierdie dinge uit, dat niks ons sal kan ontneem, soos Romeine 8 sê, van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is. Niks sal ons kan ontbreek nie. Nie dood nie, nie siekte nie, nie lewensbedreigende dinge uiteindelik, of tekortkominge, of enige ding op hierdie aarde, sal ons kan daaruit stroop nie. Dis hoekom dit so kosbaar is, dat die engel van die Here 'n laar rondom ons trek. Is dit 'n vreemde gedagte net hier in die skrif? Nee. Daar's so baie tekste wat ons kan aanhaal, maar terwille van ons tyd gaan ek nie. Ek dink aan 2 Konings 6. Ek lees net vers 5 en 17. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons staande bly teen hierdie aanslag? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Sien jy, hier kom die Here weer, en hy red ons uit ons omstandighede. Die skrif sê ten slotte, smaak en sien dat die Here goed is. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Dis pragtig. Nou hier is eintlik die mooiste uitnodiging van Dawid aan die wêreld, aan die mensdom, aan ons bure in ons strate, aan mense in ons dorp. En hy sê eintlik iets wat ons ook kan sê as ons vashou aan die engel wat laar rondom ons getrek en uitverkoop is in die redding wat Jesus Christus gebring het. Ons moet eintlik as te ware 'n verlange hê om ook soos Dawid die uitnodiging aan die wêreld te rig en sê, kom julle ook, kom julle en proe, kom julle en smaak self. Jy kan net weet as jy self kom proe en verlang. Wat Dawid sê is eintlik, ek kan getuig van al die oorvloedigheid, al die goedheid van die Here. Ek kan vir julle alles opnoem in die geskiedenis van my getuienis en my verhouding met die Here. Maar ek wil hê julle almal daar in die wêreld moet self kom en self kom proe en smaak en sien dat die Here goed is. En smaak is iets wat ons vandag gaan beoefen nou binne die volgende paar minute. Want hoe gaan jy weet hoe smaak daai koekie of daai pudding of daai sop of daai vleisie as jy nie gaan proe en smaak en 'n aksie aanwend nie. As jy nie 'n kans gaan vat nie. So wat smaak sê is, kom toets jouself, kom beleef jouself,
Kom jouself en vertrou God. Kom self en ervaar. Kom self en leer. Kom self en beleef die dinge. Moet dit nie tweedehands ervaar nie, kom eerstehands. Want dit is hoe God met jou wil werk, liewe broer en suster, liewe huiskerk en ons as gemeente saam. Ek wil eintlik hierso sê, so baie dinge hou ons as te ware in hierdie lewe so baie kere geblinddoek, sodat ons skepties bly oor om te smaak en om te sien. Soos amper soos vol vrees, ek wil amper nie eens my mond oopmaak dat iemand net die lieflikheid en die goedheid van die Here aan ons kan bedien, sodat ons dit kan smaak, sien, proe en weet dat die Here goed is nie. Jy weet, en eintlik besef ons soms iets nie, ten slotte. En dit is dat ons eintlik ons so gewoond geraak het aan ons taste buds, ons smaaksintuie wat nie wil beleef en ervaar hoe goed die Here is nie. Ons plaas eintlik as te ware dempers daarop, of ons plaas dit, ek gaan nie buite hierdie perimeters beweeg of daaroor dink nie. God het die middelmuur afgebreek deur sy seun, deur die engel van die Here, hy het dit oopgebreek. Hy het sy tent kom pitch onder ons. Sonde en vrees kan nie meer maak dat ons geblinddoek bly in die lewe en nooit die kans vat om self te kom proe en te smaak nie. En sien, dis hier waar die leuen van die blinddoek inkom, omdat dit verblind soveel mense en sê dat die smaak van die wêreld is baie beter as die smaak en die sien van hoe goed God is en hoe lieflik en hoe kragtig die Here is. En daarom sal baie mense veel eerder in hulle sonde bly of in hulle beperkings of in die sogenaamde genietinge van die lewe en sê dit smaak lieflik. Maar as jy nog nie die lewende water of die lewende brood geproe het nie, sal jy nie weet nie. Geen wonder dat Jesus sê, kom drink van my en jy sal nooit weer dors kry nie. Kom eet van my en jy sal nooit weer honger kry nie, want hy is die fontein van die lewe. Hy is die brood van die lewe. Hy is die voorsiener. Hy is die redder. Hy is die lig op ons pad. Hy is die heelmaker. Hy is die heiligmaker. Hy is die geneeser. Hy is die som totaal van die grootste definisie van goedheid wat jy ooit sal kan beleef. Dis die lewende, skepende God wat jou create het. En vandag gaan julle saam sit om tafels en dit vier. Psalm 119 vers 103 tot 105 los ek jou mee. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leunpad en u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Vriende, en ons het aan die einde gekom van net so 'n kort oordeenkingie van ons saam wees, sodat ons kuier nou saam gebind het in die feit dat ons kan smaak en sien as individue, maar ook as gemeente dat die Here goed is. So ek los jou waar ons begin het, maar met 'n crescendo. Die engel van die Here trek 'n laar, hy pitch 'n tent rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Hoe getrou is God deur die engel van die Here, wat ek graag in hierdie punt sou wil sien, en dit sou skriftuurlik kon wees, as natuurlik die som totaal van Jesus Christus, as die engel van die verbond, die reddende, beskermende diensknegt van God, wat nie 'n begin en nie 'n einde het nie, en nie created was nie. Ons vind hom aan die einde van Openbaring, dat hy nie net sy roeping uitgevoer het deur vir jou sondes aan die kruis te sterf, begrawe te word en op te staan nie, maar dat hy uiteindelik opvaar na die hemel toe, gaan sit aan die regterhand van God, dat hy as lam en as opperherder steeds vir ons gemeente lei, beskuur en beskerm. En aan die einde van Openbaring 7 hoor ons die volgende: daarom is hulle, wat hulle klere laat was het deur die bloed van die lam, is hulle voor die troon van God, en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. Hulle dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit, God die Vader en die lam wat in die middel van die troon is, sal sy tent oor hulle oopspan. Hy pitch nie nou net 'n tent nie, hy het nie net onder ons kom tabernakel, Johannes 1 vers 14 nie, hy trek uiteindelik sy tent oor ons almal, en wat sê die skrif, dan sal ons absoluut niks ontbreek nie, ons sal nie meer honger hê nie, ons sal nie meer dors hê nie, ons sal nooit son of enige hitte sal op ons vel val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God self sal al hulle trane afvee. En dis die resultaat van broers en susters en kinders van God, wat gekom het en die blinddoek van die lewe afgehaal het en geswaak en gesien het,
dat die Here alleen goed is. Prys sy naam. Lekker kuier in Jesus se naam verder. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.